Dis baie cool, hè? Dis wat jou pa en ma by die werk doen as hulle moet werk. So, een dingetjie het gebegin, en 'n volgende keer het gebeur, en 'n volgende dingetjie het gebeur, en 'n volgende dingetjie, en 'n volgende dingetjie, en op die ouene van die dag, was dit die awesome ding. En dis hoe transformasie werk, hoe ons verander om weer soos Jesus te wees. Ons moet net iewers begin. Kom ons lees gou 'n stukkie in die Bybel wat vir ons sê dat ons dit moet doen. In Kolossense 3 vers 1 tot 3 staan daar: God het vir Christus weer laat lewe en God het ook vir julle weer laat lewe saam met Christus. Daarom moet die dinge wat vir Christus belangrik is, nou vir julle ook belangrik wees. Want Christus is nou in die hemel by God. Hy sit op die belangrikste plek by God. Julle moet altyd dink aan die dinge wat vir Christus belangrik is. Die dinge daar bo in die hemel. Julle moet nie aan dink aan die dinge wat vir mense belangrik is, aan die dinge hier op die aarde nie. Julle sondige lewe is verby, dit is dood. Julle het 'n nuwe lewe, maar die ander mense weet dit nie, want julle lewe saam met Christus wat by God is. Nou dis baie groot woorde, maar dit sê net vir ons, ons is nuwe mense omdat ons lief is vir Jesus. Hierdie proses om te verander het begin toe Jesus vir ons in die kruis gesterf het, en as ons wil deel hê daaraan, moet ons net in Jesus glo. Maar dit is ook so 'n bietjie moeilik om te verstaan. So ek gaan vir julle 'n storie vandag vertel van iemand in die Bybel wie verander het heeltemal. Sy naam was Saggeus. Wie wil julle ken van Saggeus? Daar sê Saggeus, kom ons lees gaan die storie. In Lukas 19 vers 1 tot 10 staan daar: Jesus het in Jerigo gekom en hy was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus. Sê gou Saggeus. Hy, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar mense skare kon dit nie, omdat hy te kort was. Sê gou kort. So julle weet, as julle in die winkel stap en julle wil iets sien, en al die groot mense is voor julle, en julle kan nie, en jy probeer op die tone staan, Saggeus het so gevoel. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde boom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Wie het al boom geklim? OK, mooi. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en het Jesus met blydskap ontvang. Grootse smile. Smile. Daar sy. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak. Hulle was kwaad. Hulle het gesê, hier hy gaan by 'n sondige man tuis. Want Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarom sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mense het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. 'n Storie van Saggeus werk so. Saggeus het 'n bietjie, sy lewe was nie reg nie. Hy het 'n bietjie sonde gedoen. Hy het bietjie gesteel, nê? Nou om te steel is mos verkeerd, nê? Daar sou staan in Eksodus 20, die 8ste gebod: jy mag nie steel nie. Ou Saggeus het gesteel, nê? En toe kom Jesus en hy wou Jesus sien. En toe gaan sê, klim hy hierdie boom op. Jesus sê, kom af. En hy het by hom gebly. Jesus het bietjie by Saggeus gebly. En toe wat gebeur? Saggeus se hartjie verander. Goed, ons gaan nou nog meer af van die Sondagskool. Maar wat het ons geleer vandag by hierdie storie van Saggeus? Oor transformasie verander. Jesus het spesiaal gekom om die wêreld te verander. En Jesus het spesiaal gekom om jou te verander. Sê gou vir my. Assai. En maak nie saak wat se foute jy ooit in die lewe gemaak het nie. Jesus het gekom om jou te verander. Weet julle hoekom? Want Jesus is baie lief vir jou.
hierdie nuwe lewe hê wat hy vir jou wil gee. Maar die enigste manier vir jou om hierdie nuwe lewe te kry, is om Jesus in jou hartjie in te nooi en te verander. Onthou, ons leer 'n klomp dinge hier in die kerk, maar ons moet dit begin doen. Ons hartjies moet verander. Anders weet ons net 'n klomp dinge, maar ons wys dit nie dit wat ons doen nie. Ons het geleer van soveel mooi en wonderlike dinge net al in die jaar. Maar ons moet dit doen. Ons moet doen wat ons in die Bybel lees. Ons moet so optree soos nuwe mense, want ons lewe nou vir Jesus. Dis special dit te kan doen. Alle transformasie begin in 'n oomblik. Maak vandag daai oomblik waar jy begin om te verander. Amen. Kom ons almal sing gou 'n lekker liedjie saam.